en welkom. Dis vandag donderdag van Heilige Week en ons loop hierdie week saam met Jesus op sy weg van lyding. En ons stap saam met hom as 'n vriend. So ons slaan ag op wat hy sê en wat hy doen. Tradisioneel op die donderdag voor Goeie Vrydag onthou ons ook Jesus se laaste ete saam met sy disippels voor hy gekruisig word. Lees saam met my vandag se skrifgedeelte. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Hierna het Jesus, met die wete dat alles klaar volbring is, en sodat die skrif vervul kan word gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Ek het dors. Ek wonder wat gebeur in jou as jy hierdie woorde van Jesus hoor, want is eenvoudig, maar tog so eerlik, so menslik. Jesus, die Seun van God, is dors. Hy wat die bron van lewende water is, het self dors. En hy het regtig dors gehad. Sy liggaam was uitgeput, die son het gebrand, sy rug was oopgeslaan en sy asemhaling kort, sy mond droog. Dat Jesus dors was, wys ons daarop dat Jesus volkome mens was. Hy het gevoel soos ons gevoel het. Hy het pyn geken, moegheid, smagting. In Johannes 4 lees ons hoe Jesus sit by 'n put en praat met 'n Samaritaanse vrou. En hy sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, maar wie van die water drink wat ek sal gee, sal in die ewigheid nooit dors kry nie. Die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein word van water wat opborrel tot in die ewige lewe. Jesus bied vir hierdie vrou iets aan wat niemand anders daar kon gee nie. Hy gee vir haar lewende water. Water wat 'n siel se dors sal les. En dis water wat nie verdwyn nie. Water wat sin en rus bring. En dan, hier aan die kruis, is dit asof hierdie fontein self opdroog. Die een wat gesê het, jy sal nooit weer dors kry nie, sê nou self, ek het dors. So hierdie woorde van Jesus gaan dis nie net oor 'n fisiese toestand nie. Jesus het dors, nie net na water nie, maar na die vervulling van sy sending. Hy begeer dat die wêreld hom sal ken, hom sal ontvang. Hy dors na die herstelende verhouding tussen God en mens. Jesus dors daarna dat liefde gesien sal word, aanvaar sal word, beantwoord sal word. Hy begeer dat ons met ons dors na hom sal kom. En so sê ek het dors 'n uitnodiging. Jesus dors, hy verlang na my en jou. Hy verlang daarna dat ons sy liefde sal beantwoord. Hierdie dors is die verlange van 'n God wat homself gee, wat leeg word, wat niks terughou nie, sodat ons volkome gevul kan word. Laat my wonder, wat is dit waarna jy op soek is? Waarna jy dors? Ons het 'n dors na vrede, na betekenis, na liefde, na rus. En soms soek ons dit in sukses, in erkenning, prestasie of in verhoudings. En van dit vervul ons vir 'n tyd. En ander is weer destruktief en dit saai verwoesting. Maar soos Jesus gesê het, wie van hierdie water drink, sal weer dors kry. Daar's net een bron wat die dieper dors stil. En dis die een wat uit die kruis uitgeroep het, ek het dors. So wanneer ek en jy ons dors erken en na hom bring, ontmoet ons die een wat self weet hoe dit voel. En daardie ontmoeting word dan 'n fontein. So vandag staan ons op 'n drempel. Aan die een kant is daar 'n tafel, Jesus wat brood breek en wyn uitdeel, daar waar hy dien, die wat hy liefhet. En aan die ander kant is die kruis waar hy sê ek het dors. En Jesus nooi ons om hom te vertrou met alles wat in ons onvolledig en dors is. Jesus se woorde, ek is dors, is nie 'n klag nie. Dis 'n uitnodiging, dis 'n oproep tot verhouding. Dis 'n fluistering van liefde. Dis Jesus wat sê, ek verstaan. Ek ken jou smagting.
Ek is saam met jou in jou dors, en ek is ook die een wat jou kan vervul. Nou op hierdie drempel, so tussen die tafel en die kruis, sal jy vandag eerlik wees oor jou eie dors? Wat is dit waarna jy smag? Waarin soek jy vervulling? Sal jy jou leebeker na hom toe bring en hom toelaat om jou dors te les? In jou eie tyd van gebed vandag wil ek jou nooi om weer hierdie woorde van Jesus te lees in Johannes 19. En soos wat jy dit lees, let op die woord wat vir jou uitstaan, wat tot jou dors spreek. En praat dan met die Here oor sy uitnodiging aan jou. Neem ook 'n paar oomblikke om by hom te sit en rus in stilte. Kom ons bid saam. Here Jesus, U het gesê, ek het dors. Dis nie net 'n teken van pyn nie, maar ook 'n uitnodiging om nader te kom en om eerlik te wees oor ons eie dors. Here, ons ken die versigtinge en die dors van ons hart na betekenis, na liefde wat sal hou. En dis iets wat ons nie vir onsself kan gee nie. Here, ons vra dat U ons sal vergewe van ons pogings om ook ons eie dors te stil met dinge wat net tydelik help of wat self skade verrig. Here, ons wil na U toe draai, die een wat lewende water gee. En Here, dankie dat U nie skaam was om te sê jy het dors nie, dat U verstaan. U weet hoe dit voel om leeg te wees. Help ons dan, Here, om U te vertrou met ons diepste verlange. Vul ons met U teenwoordigheid. Here, ons bid dat U liefde ons siel sal verstadig. Maak ons stil genoeg om U stem te hoor, oop genoeg om U genade te ontvang. Amen. U is by my, hier in my lyde. Vader, U wil alleen nie myne nie. U is by my, hier in my lyde. Vader, U wil alleen nie myne nie. U is by my, hier in my lyde. Vader, U wil alleen nie myne nie. U is by my, hier in my lyde. Vader, U wil alleen nie myne nie. U is by my, hier in my lyde. Vader, U wil alleen nie myne nie. U is by my.